Ons eerste bydrae vanmôre gaan oor die inhoud van die vonkelnuwe uitgawe van die Boodskapper van die APK en ons sê baie welkom aan Dominee Skalk Strauss van Lig en Duisternis Uitgewers. Dit is die mense wat die lyfblad van die kerk uitgee. Skalk, die April uitgawe van hierdie Boodskapper wil byna klink na, kan die mense maar sê, die een of ander wetenskaplike publikasie. Die tema is ruimte en materie, maar dis ook die Paasuitgawe. Ek moet jou vra, hoe bring jy die kloutjie by die oor? Die hoofartikel byvoorbeeld wat jy self geskryf het, die heilige grond van 'n aanbiddingsruimte. Wat beteken dit? Ja, Martin, kyk, een van die groot gevare vir Christene is natuurlik die ding dat ons Christenskap beperk tot een of ander geestelike en as 'n mens nou dit selfs nog 'n bietjie verder wil vat, gnostiese leefwyse. Met ander woorde, Christenskap is net iets geestelik, is net iets wat in die geestelike dimensie afspeel en wat nie regtig baie te sê het oor dit wat in die werklike lewe aangaan nie en dit waarmee ons elke dag te doen het. Christenskap is iets wat hier in jou hart leef, sê ons baie keer vir mekaar, maar dit het nie noodwendig iets te doen met die stoel waarop ek sit, die huis waarin ek leef, die motor waarin ek ry nie. En die ruimtes waarbinne ek myself vind nie. En ons het probeer om in hierdie uitgawe 'n bietjie aan te toon hoe dat God juis vir ons ook in die skrif kom leer dat ruimte en materie ook deel van sy koninkryk uitmaak. Hy het 'n ruimte geskep waarbinne ons kan leef en hy het vir ons dinge gegee waarmee ons kan leef en waarmee ons besig kan wees tot sy eer. En hy wil dus hê dat ons binne die ruimtes wat hy skep met die dinge wat hy vir ons gegee het, op so 'n manier besig sal wees dat ons hom verheerlik. En daarom as jy gaan kyk in die Ou Testament, hoe hy byvoorbeeld die aanbiddingsruimte ingerig het, die tabernakel en die tempel, dan is dit ook duidelik daaruit dat hy die ruimtes wil heilig en dat hy spesifieke heilige ruimte geskep het waarin hy aanbid wil word. Ja. Maar hy het dit ook gevul met materiële dinge. Daar was dinge wat jy met die sintuie kon waarneem wat deel van hierdie aanbiddingsruimte uitgemaak het. En daarom moet ons baie versigtig wees as Christene om alles net te vergeestelik wat ons Christenskap betref en ons moet regtig moeite doen om ook te dink oor ons plek en daar waar die Here ons geplaas het, hoe ons binne daardie ruimtes leef, wat hy vir ons gegee het en hoe ons met daardie dinge besig is. So ek het in my artikel, het ek probeer om so 'n bietjie iets daarvan prakties uit te beeld, deur te wys hoe ons byvoorbeeld by ons tuisgemeente, toe ons nou so 'n paar jaar gelede die voorreg gehad het om 'n nuwe kerkgebou te bou, hoe ons oor hierdie goed nagedink het en dit bymekaar uitgebring het, want daar kry ons nou ewe skielik dat hierdie goed bymekaar uitkom. Wat glo ek oor God? Hoe dink ek oor God? My Christenskap, daardie geestelike aspek en dimensie van my lewe, maar hoe raak dit die praktyk van byvoorbeeld die kerk wat ek bou? Hoe lyk daai kerk? Hoe is hy georiënteer? Hoe rig ons hom in? Wat sit ons in die voorkant van die kerk? Wat sit ons in die voorportaal van die kerk? Ja. Hoe lyk die binneruimte van die kerk? Wat se simboliek is daar in die dinge wat ons insit in die kerk? So ek gaan nou nie op alles uitbrei nie, maar jy weet, dis die dinge waaroor ons 'n bietjie nagedink het, en ons het nie net besluit, ons bou 'n kerk en ons is pragmaties en ons soek na die beste moontlike manier en die goedkoopste manier om 'n gebou op te rig wat funksioneel is, wat ons kan gebruik nie, want dit het vir ons oor baie meer gegaan as oor funksionaliteit. Dit het uiteindelik gegaan daaroor dat dit 'n ruimte moet wees waarin mense regtig binne die teenwoordigheid van God kom en oorweldig word deur iets van die grootsheid van die goddelike wese wat ons aanbid. Ja. Daar's 'n artikel wat vir my baie interessant lyk en dit gaan oor VVV godsdiens deur Gary Bateson. Is dit Lisa Kostner, lyk dit vir my is die naam? VVV, vreemde voorwerpe. Ja, ag weet jy, Martin, toe ons nou beplan het aan hierdie uitgawe, in die redaksie was dit een van die dinge wat hulle genoem het en gesê het, maar ons moet dalk 'n bietjie iets sê oor buiteruimtelike wesens. Ja. Hoe behoort ons oor dit te dink? Want ek bedoel, dit het ook met ruimte en met materie te doen. So dit help nie, ons praat nie oor dit wat hier op die aarde aangaan nie,
Ons moet 'n bietjie ook praat oor die dinge daar buite of die moontlike dinge wat daar buitekant is. En dit is nogal interessant hoe dat hierdie artikel baie duidelik maak hoe dat die hele beweging oor vreemde voorwerpe en die hele gedagte van buiteruimtelike wesens ensovoorts eintlik in 'n godsdiens ontwikkel het. 'n Godsdiens met sy eie gebruike en gewoontes en rituele en selfs belydenisse ensovoorts. Dis 'n regtig 'n baie interessante artikel. Ons moes hom heelwat verkort om hom natuurlik nou te laat inpas in hierdie uitgawe, maar ons het ook die skakel gegee na die oorspronklike toe en lesers kan daar verder gaan lees. En dit is ek dink is 'n lekker prikkelende artikel en dit gee 'n bietjie 'n vars invalshoek tot die hele gedagte van ruimte en materie. Ja. Dan wil ek jou vra, wat op aarde is 'n trinitariese ruimte? Nou, dit verwys na die artikel wat Dr. Wikus Buys vir ons geskryf het van die Begrond Instituut, een van ons hoofartikels. En dit is eintlik 'n nuutskepping wat hy gebruik het. In hierdie artikel van hom is die kerngedagte dat die Bybelse ruimte en plek nie primêr as 'n leespasie tussen materiële dinge verstaan moet word nie. Dis die Griekse of die westerse bril. Dis hoe ons eintlik uit 'n Griekse wêreldbeskouing uit na iets soos ruimte kyk. Hy sê dit moet eerder as 'n trinitariese ruimte verstaan word. Nou dit is interessant want die woord trinitariese is maar 'n groot woord vir 'n ruimte vir die drie-eenheid. Want dit is waarna die Triniteit verwys. God self skep en strek as ware ruimte uit as 'n ligplek, 'n plek waar lig koppel hy dan ook aan Christus en aan die Heilige Gees. So die plek in die ruimte wat God skep, 'n spesifieke plek waar sy teenwoordigheid en sy naam 'n plek kry om te leef. Ja. En daarom word plek in die skrif konsekwent aan God se naam en woonplek verbind. En die mens word geroep om God se heerlikheid oor die skepping te verwoord. Ons word geroep om name aan dinge te gee, om die dinge wat God gemaak het te erken, om God te erken as die skepper van dit alles, om hom te aanbid daarvoor. Dis 'n roeping wat uiteindelik in Christus se koms en die uitstorting van die Heilige Gees tot volle vervulling kom. Ja. Net so vinnig ten slotte, Skalk, daar's 'n baie belangrike artikel dink ek oor die kwynende Christendom. Is daar statistieke beskikbaar? Ja, dit is eintlik 'n brief wat iemand vir ons geskryf het, wat die briefskrywer eintlik maar sy bekommernis uitlig oor die Christendom. Jy weet, wat gaan aan met die Christendom? Want mense belewenis is maar baie keer subjektief. Ons sit byvoorbeeld in 'n spesifieke land in spesifieke omstandighede. Ons het toegang tot sekere nuusbronne wat vir ons inligting op 'n sekere wyse aanbied en 'n sekere persepsie skep baie keer oor dinge en daarom beleef ons dit so. Dit is so, daar is 'n afname in sekere tradisioneel Christelike lande. Ons kan maar dit die Weste noem. In Europa byvoorbeeld, daar is statistiek wat deur die Pew Research Center gedoen is dat Christene se getalle met 9% gedaal het. In die afgelope tyd in Noord-Amerika was daar 'n daling van omtrent 11% gewees. So daar is op verskeie plekke is daar 'n daling, maar ons moet eerder praat van 'n demografiese verskywing. Ek dink dit is dalk 'n beter manier, want getalle gewys het Christene nie afgeneem nie en is Christene eintlik besig om toe te neem. Christene se getalle het byvoorbeeld van 2010 tot 2020 met 2 miljard toegeneem wêreldwyd. Ja. Die vraag is, waar neem dit toe? Waar groei dit? En dit lyk of die globale suide en in sekere oosterse lande daar baie sterker groei is. Byvoorbeeld in lande soos China. Daar word gereken dat sendingwerk in die toekoms waarskynlik uit Afrika en uit China gedoen gaan word en nie uit die tradisioneel westerse lande. Kan jy glo? So dit is interessante verskywings wat 'n mens waarneem en wat 'n mens sien en wat 'n mens ook laat besef, jy weet, die Here se heerskappy is regtig oor sy ganse skepping en hy laat hom nie keer deur tendense nie of deur sekularisering nie of deur 'n westerse samelewing wat ontkerste nie. Hy sorg dat sy koninkryk uitbrei, want die poorte van die doderyk sal sy kerk nooit oorweldig nie. Dit is die belofte.
En daarom is dit vir ons so 'n aanmoediging om binne die ruimtes wat die Here vir ons geskep het, die plek waar hy ons geplaas het, die hele tyd vir onsself af te vra, wat doen ek hier? En wat doen ek met dit wat die Here vir my gegee het, die fisiese dinge? Hoe gebruik ek dit? Is ek besig om sy koninkryk daardeur te bevorder en sy naam in hierdie ruimte te verheerlik? Skalk, dit klink na 'n wonderlike uitgawe wat baie groot verskeidenheid inligting en stories bevat. Waar kan mens die boodskapper te lees kry? Is daar nog 'n harde kopie beskikbaar? Daar is harde kopieë beskikbaar, maar die gaan gewoonlik uit na ons gemeentes toe. Dit sy individue nou spesifiek op harde kopie inskryf, wat hulle natuurlik kan doen. So hulle is welkom as hulle op die harde kopie wil inteken om vir ons e-pos te stuur na boodskapper@apk.co.za. Maar die heel maklikste manier om die boodskapper se inhoud te bekom en ook die heel goedkoopste manier om dit te doen is natuurlik om ons toepassing vir die boodskapper af te laai. Die boodskapper het sy eie toepassing, gaan soek maar net op Android se Play Store of op Apple se iStore en tik maar net in die boodskapper, laai die toepassing daar gratis af en dan kan jy heelwat van die uitgawe op die gratis weergawe lees, maar as jy nou spesifieke artikels wil lees, gaan jy 'n klein fooitjie moet betaal om dit te kan geniet. Dit is egter minimaal, dit werk baie min uit. Ek dink dit werk uit op iets soos R12 per uitgawe wat dit jou gaan kos om dit te kan lees vir 'n hele jaar. En dit is baie lekker want jy het alles in die palm van jou hand en jy kan soektogte doen vir sekere temas ensovoorts en jy kan die jeugartikels gaan lees want ons het ook 'n hele jeuguitgawe of bydra wat ons saam met hierdie uitgawe uitgee. En dit is alles daar beskikbaar op die toepassing, so gaan soek maar net daarvoor. Ek sê vir jou baie dankie en sterkte daai kant. Ons praat straks weer met mekaar aanstonds. Baie dankie Martin, mooi dag vir julle. Dankie Skalk.